As jy vir iemand vra waar God is, sal baie mense dalk na 'n kerkgebou wys. Baie ander mag dalk sê, hy is in die hemel, hy is oral, of ek weet nie. Ons praat wel van kerke, ons eredienste, as 'n spesiale ontmoeting met die Here. Ons aanbid hom daar, ons hoor sy woord daar. Maar Stefanus in Handelinge 7 sê iets wat die Joodse raad skok. Die tempel, die heiligste plek op aarde vir elke Jood, sê hy, is nie God se finale woning nie, en hy gebruik hulle eie skrif om dit te bewys. Hy haal Jesaja 66 vers 1 en 2 aan. Die hemel is my troon en die aarde is my voetbank. Watter huis sal julle vir my bou? Dit is 'n vraag wat diep tref en vir eeuwig geïgnoreer is. Dawid wou bou, God het gesê nee. Salomo het gebou en God het dit toegelaat, maar selfs Salomo het by die inwyding van die tempel in sy gebed bely. Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? 1 Konings 8 vers 27. Want die gebou was nooit die bestemming nie. Dit was altyd net 'n heenwyser, 'n simbool wat na iets baie groters gewys het. En daarin lê die teologiese bom wat Stefanus voor die Sanhedrin laat val. Die tempel het nooit God ingeperk nie. Dit het God se teenwoordigheid versinnebeeld. Die ware vervulling van alles waarheen die tempel gewys het, is nou die gemeente van gelowiges. Elke hart, elke mens waarin die Heilige Gees woon. Dit is nie anti-Joods nie, dit is die duidelikste en diepste ja op alles wat die tempel beloof het. Paulus skryf later in 1 Korintiërs 3 vers 16 met dieselfde verwondering. Weet julle nie dat julle God se tempel is en dat die Gees van God in julle woon nie? En Petrus gebruik 'n treffende beeld in sy eerste brief, hoofstuk 2 vers 4 en 5, waar hy ook skryf, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, waardeur Jesus Christus vir God welgevallig is. Nie dooie klip en sement nie, lewende mense, waarin die Heilige Gees van God self kom woning maak het. Jesus self het dit vir die Samaritaanse vrou gesê, daar langs die put in Johannes 4. Die tyd kom, het hy gesê, en dit is nou, wanneer ware aanbidders die Vader sal aanbid, nie op daardie berg nie, nie in Jerusalem nie. Vers 24 lees, God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Dit is 'n groot gedagte om mee saam te leef. As God nie in geboue woon nie, maar in mense, in jou en in my, wat beteken dit vir hierdie dag wat voor jou oop lê? En vir volgende maandag in die kantoor of woensdag in die kombuis? Wat beteken dit vir die gesprek met 'n buurman wat jy nog nooit regtig leer ken het nie? Vir jou vriendinne om die tafel of die manne by die braai? Jy dra die teenwoordigheid van God saam met jou. Jy is sy tempel, die hele week, altyd, oral. Die vraag is net, is die tempel van jou hart 'n plek waar God aldag tuis voel? Kom ons bid saam. Here, maak my hart so dat dit die plek sal wees waar U altyd welkom sal voel. Nie net op Sondae nie, nie net op manne en vroue kampe nie, maar elke dag, elke oomblik. Amen.